Goeiemôre. Jy luister na die 48ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is om God te bære vir 'n donker dag. Ons het gister begin praat oor Habakuk wat geleer het om te kan sien wat net geloof kan sien. Hy moes leer om dieper na die lewe te kyk as wat ons van nature doen. Met gewone oë, natuurlike oë. Alles waaraan ons lewe lank gewoond is oë, het hy na sy lewe en na die wêreld gekyk en 'n onredbare gemors gesien. Sy frustrasie was dat hy klaarblyklik meer ontsteld was daaroor as God. Maar dan, deur 'n proses wat baie kort beskryf word in die boek Habakuk, en tog as jy die taal van Habakuk lees, duidelik 'n ongelooflike diep geloofsworsteling was, kyk hy later met ander oë na sy lewe en die werklikheid. Nou kyk hy asof met ekstraal oë en sien deur alles wat hy aanvanklik net as 'n gemors gesien het, 'n onredbare gemors, sien hy onder dit alles, deur dit alles, God as die enigste vastigheid in sy bestaan. Al sou alles tot niet gaan, dan sou God nog steeds daar wees. God is die enigste konstante in ons bestaan. Ek wil jou vanmôre 'n persoonlike vraag vra. Het jy gister beamoen wat Habakuk bely het? Kom ek lees dit net weer, en ek lees dit vers vir vers. Habakuk 3 vers 17. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, 3 vers 18. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. 3 vers 19. Die Here my God gee vir my krag. Dan haal Habakuk 'n vers uit wat Dawid bely het. Hy maak my lewe, my voete voorspoedig. Habakuk haal dit uit. En dan lees dit net so. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. My vraag persoonlik aan jou is, het jy dit saam bely en het jy bedoel wat jy bely het? Die een manier hoe Habakuk 3 vers 17 tot 19 verstaan kan word, is dat dit versies is vir 'n noodgeval. Veral vers 17. Vir die grootste deel van ons lewe sou ons, as ons regtig eerlik is, ek en Kluis, sou ons graag verse 18 en 19 wou bely, soos Dawid, jy weet, dat ons jubeling lê in die voorspoed van ons bestaan. En wie kan ons kwaadlik neem daaroor? Ons werk hard en ons verdien ons brood en botter in die sweet van ons aangesig. Daar is min dinge in die lewe wat so aangenaam is om iets te bou en klaar te maak. Ons eerste ervarings is die skuilings wat ons gebou het as kind, met die eetkamertafel as ankerpunt en die stoele mooi gerangskik, 'n besem hier ingedruk en 'n spul huisgenote aan die ander kant, het ons die beddens en gangkaste geplunder vir duvy's en komberse. En dan, om daar te kon staan en kyk na ons hande arbeid, na ons huis wat voltooid daar staan, was daarom met 'n gevoel van genoegdoening. En so bou ons hele lewe lank. Ons koop ons eerste kar, ons eerste huis, ons maak bymekaar, ons sit weg, fanaties werk ons. As ons na ons lewe sou kyk, en ons staan aan die einde daarvan, hoeveel van ons lewensure het ons verruil vir daardie sekuriteit, daardie genoegdoening om te kan kyk na wat ons bymekaar gemaak en gebou het, en sê, wow. Ons kyk en sê, is nie noodwendig genoeg nie, met 'n angstigheid in ons, en ons loer na die oorkant van die straat na wat die Joneses het, en ons werk weer harder. Tussendeur is daar min tyd vir stilte tyd en refleksie. Mettertyd raak Sondae moeiliker om kerk toe te gaan.
Ons het nog die verpligting van die kategese met die kinders saam. Want jy weet, ons kinders presteer nou al beter, en al wanneer ons regtig tyd het om te rus, is Sondag. Bou. Daar is min tyd vir stilte tyd saam met God. Die tyd vir God in ons lewens word minder, en ons begin God bære vir 'n noodgeval, vir wanneer dinge regtig nie uitwerk nie. Dis nie dat ons bid nie. So op pad in die kar bid ons, en so tussendeur dink ek aan die Here, en ek dank die Here, en nou en dan praat ek selfs en getuig hoe geseënd is ons en hoe goed is die Here vir ons. Maar is God die grond van ons bestaan? Is God eerste in ons lewe? Habakuk kyk terug na die koninkryke wat gekom en gegaan het. En hy weet nog nie eens of dinge mooi en goed sal uitwerk nie. Maar in daardie belydenis het hy die geheimenis van die lewe ten diepste ontdek. God is die grond van ons bestaan, die enigste konstante. Sonder God is al ons arbeid verniet, bou ons verniet. Al ons konstruksiewerke kan inderdaad in 'n oogwink verander. En wat het ons dan? Ons kan nie God bære vir wanneer ons hom eendag nodig het nie. God is nie daar vir 'n noodgeval nie. God is die grond van ons bestaan, die rots waarop ons bou. Soos die psalmdigter sê, as die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Kom ons bid saam. Here, maak stil my klagtes, kalmeer my angs, verban my twyfel, sodat ek in U tot rus kan kom. Plaas my voete op die vaste rots, wat U self is, o ewige en sterke. In Jesus naam. Amen. Mark Twain het gesê, niemand kan in 'n leuen bid nie. Liefde en 'n geseënde dag verder.